Nou is dit tyd om 'n bietjie te gesels oor beleggings in die landbou. Wonderlike geleenthede en Eridanus, Martin van Vuren en Kobus Nel is saam met ons vanmôre. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Kom ons begin bietjie oor die vooruitsig vir landbou en voedselverskaffing in Suid-Afrika. Kobus? Ja, die landbou maak omtrent 2,6% van die bruto binnelandse produk tans uit. As jy al die indirekte bedrywe wat aan landbou gekoppel is bytel, dan maak landbou omtrent 10 tot 14% van die bruto binnelandse produk in Suid-Afrika uit. Sjoe. Dit is redelik noemenswaardig en baie van die alles in Suid-Afrika, baie van wat in Suid-Afrika aangaan, is maar gebaseer om landbou. En dan Suid-Afrika is en bly die grootste voedselverskaffer en produsent in Afrika. En dit sal so bly vir die aansienbare toekoms. Martin, as mense oorweeg om in landbou of in dan voedselverskaffing te belê, watter faktore moet beleggers spesifiek na kyk? Ja, ek dink die eerste ding is ken die instansie waarin jy wil belê of die boerderyoperasie waarin jy wil belê. Maak seker hulle is ervare, hulle het 'n geskiedenis, hulle weet wat hulle doen en dit is maklik deesdae om dit op te volg. En dan jou produkte waarin jy wil belê mooi ondersoek, jou wensgewendheid daarin en seker maak dat jy jou risikobeheer daar toepas. Kobus, daar's positiewe faktore wat die beleggingsopbrengste in landbou en voedselverskaffing onlangs beïnvloed het. Wat is dit? Wel, positiewe faktore, ons moet 'n bietjie daaroor praat. Ja, dis vir die lekker. landbou in Suid-Afrika is die wisselkoers het nou redelik versterk. So hy was omtrent hier by R20 teenoor die dollar. Ons praat spesifiek teenoor die dollar. En hy's nou R16. Ek dink hy's 'n bietjie al onder dit teen die dollar. Dit maak dit vir boere in die komende seisoen beter om hulle insette te koop. Meeste van die insette soos chemikalieë, diesel is ook af. Saad, kunsmis word ingevoer van meestal Amerika af. En daai voordeel van die wisselkoers maak dit baie beter en goedkoper vir die boere om hulle insette te koop. 'n Verdere verbetering is ook die rentekoerse. Rentekoerse is ook redelik af. En dit maak die finansiering vir die boerderye baie beter en goedkoper. En dan ons het redelike goeie reën in die somerreënvalgebied. Ons moet nou net hier anders sê Kaap ouens kwaad. Die somerreënvalgebied het baie goeie reënval ontvang tot en met nou. Ons hoop die Februarie droogte is nie so erg soos ons dink nie, maar die goeie reënval gepaard gaan met goeie oeste, behalwe in die Weskaap, daar kort ons reën. Maar ja, die res van die land goed. Nou as jy sê daar is positiewe dinge, mense moet dit ook noem. Ja, jy moet daaroor praat, ja. Moet daar praat. Martin, uit die aard van 'n belegging is daar altyd risiko. Mense moet dit verstaan, dis hoekom dit 'n belegging is en dis hoekom jy 'n opbrengs kry daaruit. Wat staan boere en beleggers te doen as hulle 'n risiko bespeer waarmee hulle dalk ongemaklik is of hoe ook al? Ja, ek sien die teenoorgestelde van Kobus. Enige belegging het risiko. Enige iemand wat vir jou sê dit is nie so nie. Vertel stories, ons kan maar net kyk na die weeromstandighede en die back and claw nou in die landboubedryf. En maar dit is belangrik om nie hysteries te word as dinge begin verkeerd gaan nie. Weet as dinge verkeerd gaan, raadpleeg iemand wat ervaring het in die industrie, professionele mense. Moenie net onmiddellik van jou beleggings ontslaa raak nie. Kyk of dit nie dalk met die tyd weer kan styg nie. Want daar's ook selfs in die moeilike tye is daar geleenthede. Dis veral ja. Martin het nou genoem van die faktore waarna beleggers moet kyk as hulle oorweeg om nou in landbou en voedselverskaffing te belê. Maar hoe kan ek as 'n belegger uitvind of die instansie waar ek wil belê geldig en betroubaar is? En dit het ek al vir baie beleggers gesê en herhaal. Een van die belangrikste faktore is, maar jy moet maar altyd kyk of 'n beleggingsinstansie by die Finansiële Dienste Verskaffersraad geregistreer is. En dit is 'n FSP, Financial Services Provider. So die entiteit moet 'n FSP-nommer hê. Hoekom dit belangrik is, dis nie net 'n nommer nie. Daar is verskillende vlakke van gemoedsrus wat dan vir 'n belegger beskikbaar is. Want dit is die Finansiële Dienste Verskafferraad waaraan die beleggingsinstansie moet comply. Dit is nakomingsbeamptes waarin die beleggingsinstansie moet comply, sorry vir die Engels. Voldoen, ja. Voldoen. En dan is dit ook eksterne ouditeure, interne ouditeure. So daar's verskillende vlakke van gemoedsrus wat dan vir 'n belegger beskikbaar is. Dis een van die goed. Natuurlike due diligence, kyk waarin die entiteit belê. Daar is privaat ekwiteit wat Eridanus nou is en gestruktureerde entiteit ekwiteit wat byvoorbeeld Ellen Gray, Coronation, al daai ouens is. So kyk waar die entiteit se beleggings maak, doen jou
huiswerk mooi en besoek die instansie en kyk, besoek die personeel en kyk of hulle bekwam is. En dit is, jy kan niks eintlik meer as dit doen nie. Ja. Martin, ons is nou so in die midde van 'n plantseisoen, ons is in die midde van 'n droë seisoen, as mens kyk na die prentjie daar agter julle selfs in die koringlande op hierdie stadium. Maar 2026, die jaar 2026. Daarmee begin ons nou. Waarna sien Eridanus uit in 2026? Ja, snaaks genoeg, dit klink ironies, maar beesboerdery is baie positief vir ons tans. Ja? Die vleispryse is besonder hoog. Ons is gelukkig in die entiteite waarin ons belê het ons nog glad nie back and close hier beleef nie. Wow. Nie in die minste nie. Ja. Sjoe. So dit is vir ons groot ding dan het ons 'n belegging in Moringa. Die resultate wat ons beleef daar het nie net in ons eie oes nie, maar landwyd waar ons dit toegepas het op verskeie boerderybedrywighede, het sy kontant gewas, so groente, bome is baie positief en ons is baie opgewonde daarin. En dan gaan ons so 'n nuwe markie betree wat ons kom ons noem met free range, maar hormoonvrye produkte wil verskaf direk aan die publiek. So ons wil winkels en so opstel waarin ons die goed gaan verkoop. En ook 'n wye reeks daarvan insluitende natuurlik beesvleis en verskeie ander vleise, eiers ensovoorts. Definitiewe mark daarvoor. En ja, dit is ek dink dis die wêreld beweeg in daai rigting. En mense sou dom wees om dit nie 'n voorloper daarin te wees. Ja. So. Kobus, sê net gou vir ons in terme van terugvoer van julle beleggers. Wat beïndruk julle beleggers die meeste oor hulle beleggings by Eridanus? En is daar aansienlike herbelegging in Eridanus deur bestaande beleggings? Ja, so in die wat die beleggers baie van hou is die konsekwentheid van Eridanus se opbrengste, natuurlik wat hulle kan daarop staat maak. Asook die feit dat Eridanus se opbrengste na belasting is. Nou hier is baie belangrik in vergelyking met 'n renteopbrengs wat voor belasting is. En soos ek nou genoem het, die rentekoerse is baie laag. So as jy kyk na instansies daar buite, soos kommersiële banke, die rentekoerse is omtrent so 8% wat 'n belegger kan kry by die bank en dan maak die bank jou ook vas vir 5 jaar. So jy kan daai geld nie raak vir 5 jaar nie. Daar is ander in private ekwiteit entiteite wat miskien 11% rente betaal. Die Eridanus se koerse is 11 tot 12,5 na belasting. Dit is 'n baie effektiewe belastingstruktuur wat Eridanus het. Dis hoekom ons daai opbrengste vir die beleggers kan gee. Ek meen daai is een van die grootste trekpleisters wat daar is vir belegging en natuurlik ons belê in boere en boerderye, Suid-Afrikaanse boere. Dit is waar ons beleggings is. Ja. Absoluut. Kobus, 'n belegging by Eridanus, hoe eenvoudig is dit regtig mense draai by julle wil maak? Dit is baie eenvoudig, Peer. Ons is trots op dat dit 'n baie eenvoudige belegging is. So die proses is die belegger vul 'n subskripsiedokument in, Eridanus keer die belegging goed. Daarna doen die belegger sy belegging by Eridanus, hy ontvang 'n bevestiging van belegging, hy ontvang daarna 'n aandelesertifikaat van ons nakomingsbeamptes af en dan ontvang hy sy opbrengs maandeliks of dit akkumuleer maandeliks. En dan indien dit akkumuleer is dit met 30 dae onttrekbaar en sy hele belegging sonder enige boetes is onttrekbaar met 4 maande wanneer hy kennis gee. Dit is baie kort en kragtig. Ja. En Martin, tot wanneer is die huidige verdienste op beleggings by Eridanus geldig en hoe kontak beleggers julle? Ja, tans is die aanbieding is die minimumbelegging is R100,000. Dit is geldig tot die 13de Maart. Die rentekoerse of die dividende wat jy verdien op jou belegging is vasgestel vir 'n 5 jaar periode. Sure. Dit is opvraagbaar vir op 'n 4 maande kennis binne die diskresie van die beleggingskomitee en die direkteure van Eridanus. En dan die rentekoerse tans is 11% onder 2,5 miljoen, 11,5% van 2,5 miljoen tot 5 miljoen en dan 5 miljoen en hoër 12,5%. En om ons te kontak is www.eridanus.co.za. Dit is die beste manier om ons te kontak en dan info@eridanus.co.za of jy kan ons bel 011 8888 604. 888604. Baie dankie Martin en Kobus, dit was lekker om met julle te gesels en ook hoop te gee in terme van beleggings in die landbou en voedselsektor. Julle moet 'n heerlike naweek verder hê. Dankie so. Baie dankie. Onthou, as jy meer inligting wil hê, kan jy hulle kontak, stuur sommer nou 'n e-pos na info@eridanus.co.za.